awesome. Ek weet nie van jou nie, maar ek het al baie keer in my lewe op 'n plek gekom waar ek planne maak en wat ek beplan om beter te wees, of om gewoontes te begin, of om op te hou met gewoontes wat ek dit nie reg kry nie. Enigiemand? Ons is nou in die 3de maand van die jaar, wie draf nog? Dis die realiteit, ons as mensdom is regtig goed met planne maak, ons is regtig goed met idees opkom om waar ons wil gaan in die toekoms, wat ons wil verbeter. Ons is nie so goed met die uitvoering daarvan nie, gewoonlik. En gewoonlik het ons hierdie verskillende modelle wat ons probeer in ons lewe inwerk om ons te kry by 'n punt wat ons beter word in wat ons doen. So ons het hierdie verskillende, as ek van ons kan praat as 'n engine. Ons het hierdie verskillende petrol wat ons in die engine probeer gooi. Ons probeer die petrol van wilskrag. Ek weet ek kan, né? Ons probeer dit en dit laai jou net op vir failure partykeer. 'n ander tipe petrol wat ons in die engine probeer gooi is die petrol van emosies. As ek dit voel, ek moet net geïnspireerd genoeg wees. Ek moet net die regte playlist in die agtergrond aansit, dan sal ek Bybel lees. Enigiemand al daar gewees? Net ek. Okay. Dis die ander petrol. Die derde petrol wat ons in die engine probeer gooi is die petrol van denke. As ek myself net kan redeneer en genoeg plannetjies maak hierbo, dan sal ek uiteindelik 'n beter mens kan word. Ek sal uiteindelik hierdie gewoontes waarmee ek sukkel, hierdie slegte gewoontes, hierdie dinge wat ek weet ek nie mag doen nie, maar wat ek nog steeds doen, ek sal dan uiteindelik die engine kan laat hardloop op 'n manier wat hy floreer. Het dit al gewerk vir jou tot op dusver? Tot dusver nie, ook nie vir my nie. Ek dink wat die evangelie vir ons bring, as jy die woord van God gaan lees en jy gaan lees die evangelie, bring die evangelie van Jesus Christus vir ons 'n alternatiewe petrol, wat ons in die engine kan gooi, wat die mensdom kan lei om te word soos wat God ons beplan het om te word. Daar's 'n alternatiewe manier wat Jesus Christus kom gee, wat sê, hierdie is hoe ek julle as die mensdom sal groei na 'n beter plek toe. Ek sê julle vat van punt A na punt B, maar is op my terme. En die petrol waarvan ek praat, is die petrol van die Heilige Gees. Dit is die dryfkrag van die Heilige Gees van God wat in jou woon. Die een wat jou geskep het. Die een wat in die begin, in Genesis 1, as dit sê, en God het oor die waters gesweef, is die Heilige Gees van God wat sweef oor die waters. Hy is nie 'n klein deel van die Triniteit nie. Hy is nie die mag van die Triniteit nie. Hy is nie die asem van die Triniteit nie. Hy is God. God, die Heilige Gees, gelyk aan die Vader, gelyk aan die Seun, in perfekte gemeenskap met mekaar staan die Heilige Gees. En die Vader stuur die Heilige Gees na sy mense toe om 'n transformasie te kom veroorsaak in ons harte, wat transformasie in ons gewoontes meebring. Maak dit sin? Dis waaroor ek met jou wil praat vandag. Ons gaan 'n bietjie praat oor die Heilige Gees en hoe die Heilige Gees en 'n konstante verhouding met die Heilige Gees lei tot transformasie. Is nie iets wat ons self moet opwakker nie, is iets wat hy gee. Ek wil hê jy moet saam met my blaai na 2 Korintiërs toe. Ons gaan in 2 Korintiërs wees vandag. Ek's baie trots op myself. Ek het net 3 skrifte vir vandag. Ek probeer altyd so min as moontlik, want ek weet julle onthou net 1 of 2. Ek onthou net 1 of 2 as 'n ou preek. So, dis okay. Ek is saam met jou in die bootjie. Gaan my na 2 Korintiërs 3 vers 18. 2 Korintiërs 3 vers 18. Hy is op die skerm ook as jy nie jou Bybel by jou het nie. Hy lees as volg: Ons almal weerspieël die heerlikheid van die Here, want die sluier is van ons gesig af weggeneem. Ons word al meer verander om na die beeld van Christus gelyk te word. Die heerlikheid wat ons uitstraal, neem steeds toe. Dit neem toe. Dit word meer. En dit doen die Here wat die Gees is. Dit doen die Here wat die Gees is. Nou, hy praat hier van iets ongelooflik. Hy praat van gemeenskap met die Heilige Gees. As jy lees aan die einde van Korintiërs, in die heel laaste hoofstuk, heel laaste vers, dan praat hy van die genade van Jesus Christus, die liefde van die Vader en die gemeenskap van die Heilige Gees wat met julle sal wees. Nou, hy skryf hierdie, en as jy met ons was vir die laaste 3 weke, het jy gevolg saam met ons, maar ons praat oor die Korintiër kerk, en hoe Paulus aan hierdie kerk geskryf het, en hulle het 'n klomp probleme gehad, hulle het 'n klomp dinge gehad, wat Paulus moet na hulle toe skryf en sê, hey ouens, julle moet hierdie uitsort. Hier is 'n paar dinge wat nie heeltemal is soos wat God dit vir julle bedoel nie, en dit was 'n pragtige kerk wat die regte dinge doen, maar daar's 'n paar kritiese goed wat hulle verkeerd gekry het. En Paulus skryf hierdie 2 briewe, en aan die einde van die laaste brief skryf hy vir hulle, en hy gee vir hulle die bloudruk, die model van hoe transformasie in die kerk lyk. Dit is nie wilskrag nie, is nie emosies nie, is nie denke nie. Dis deur gemeenskap
met die Heilige Gees, wat God die transformasie meebring in ons. Nou, hy praat van iets anders, hy praat van 'n ongesluierde teenwoordigheid met God. Het julle dit raak gesien? Nou, as ek dink aan 'n sluier, waar dink jy? Troue, né? Daai oomblik as die bruid vorentoe kom, ons hierdie inside joke nie. Ons 'n ding wat ek doen, wat ek glad nie oorskaam is nie. Elke keer as ons by 'n troue is, al is dit nie ons troue nie, dis iemand anders se troue, en ons is nie eers deel van dit nie. Oomblik as Elisa aangestap kom, begin ek huil. Want dis een van daai oomblikke, dis my bruid. En as hierdie mooi oomblik in 'n troue, as jy ooit gesien het, waar die bruid vorentoe kom en die sluier word opgelig en daar is hierdie koneksie tussen haar en die bruidegom. Het jy dit al beleef? Dis 'n beautiful oomblik van ontmoeting. En Paulus praat hier van dat ons verhouding met die Heilige Gees moet hierdie ongesluierde verhouding wees. Ek wil 3 goeders gou vir jou amper net uit hierdie uitdruk. Eerstens, die feit dat hy sê dis ongesluierd, beteken ons kan nie wegkruip vir hierdie nie. Daar's nie iets wat ons kan wegsteek vir God nie. Daar's niks wat ons kan weghou van hom af nie. En hierdie gaan terug na die Ou Testament, as jy dink, en dalk vir jou gaan hierdie vreeslik belangrik wees vanoggend, want ek dink ons 'n paar sluiers wat die Here wil kom wegvat by jou. Want in die Ou Testament sien ons hoe Moses, hy beleef die heerlikheid van God, né? Hy's op die berg, God praat met hom. Daar's hierdie direkte koneksie. Bybel sê nogals, van aangesig tot aangesig het die Here met Moses ontmoet. Soveel so dat die heerlikheid wat Moses beleef, fisies begin skyn in sy gesig. Sy gesig word helder. Soveel so die mense raak bang, so wat Moses doen, hy gooi 'n sluier oor sy gesig. Hy maak die heerlikheid toe, sodat dit nie vir die mense sigbaar is nie. Nou, om te verstaan hoekom hy dit doen, is ons moet 'n bietjie dieper inklim in wat die heerlikheid van God doen in die Ou Testament. Een van die moeilikste skrifte wat ek al, of die mees frustrerende skrifte wat ek al gelees het, is die storie van Usa. Ken jy die storie van Usa in die Ou Testament? Vinnige opsomming, die ark van God, wat die hotspot van sy teenwoordigheid is. Dis die plek waar God die sterkste aangevoel word, waar sy krag gefokus word op die mens, op aarde. Hierdie ark is in die huis van Obed-Edom. Dawid sê nee, hy moet in die stad van God kom. Dawid, hulle gaan na die huis van Obed-Edom toe. Hy vat 'n hele groepering mense en instrumente en hulle maak offers en goeders en hulle gaan haal die ark en hulle is besig om hom terug te bring. Nou, hier sit ek van die Ou Testament, as jy in die teenwoordigheid van God gekom het, wat het met jou gebeur? Jy's doodgeslaan. Want 'n onheilige mens kan nie in die teenwoordigheid van 'n heilige God kom nie. Ek gebruik altyd die voorbeeld van 'n swembad en 'n koel. Vat 'n vuurwarm koel en druk hom in 'n swembad. Wie gaan wen? Die swembad. Hoekom? Want hy's groter. Hy's sterker, hy het meer gewig, hy het meer agter hom. Die swembad is nie wreed dat hy die koel doodmaak nie. Dis net in sy natuur dat hy so groot is. Dis wat gebeur as 'n onheilige mens in die teenwoordigheid van 'n heilige, alomteenwoordige God kom. Wie gaan wen? God, want hy's so groot. So, hulle gaan haal die ark, die hotspot van God se teenwoordigheid op aarde. Jy vat nie aan die ark nie, is so groot nee. En hier loop die ouens en hulle dra hom op hierdie paal en een van die manne struikel. En die ark is besig om te kantel en Usa, 'n man wat langs die ark loop, hy strek uit en hy vang die ark en ek is soos, well done Usa. Jy het seker rugby gespeel. Well done, Jom. En wat gebeur met Usa? Hy vat aan die ark en soos wat hy aan die ark vat, slaan die Here hom dood. En ek ben altyd baie confused. Is 'n verskriklike skrif om aan te dink, maar dan kom Paulus in die Nuwe Testament en hy kom sê dat hierdie skeiding wat plaasgevind het tussen die mens en die God, hierdie onheiligheid van ons wat ons weghou van die heiligheid van God af, dit is nou afgebreek, die skeiding is weggebreek, die sluier is gelig, daar's nou 'n koneksie tussen God en mens. Ons kan in sy teenwoordigheid instap en ons hoef nie bang te wees nie. Dis die eerste ding wat Paulus hier sê en ek dink saam met dit kom daar 'n uitnodiging van Jesus af vanoggend. Ek het beleef soos wat ek voorberei hoe hy vir jou vra, wat is die sluiers agter wat jy wegkruip vir my? Wat is die dinge in jou lewe wat moet weggetrek word sodat ons koneksie kan kry? Dalk vir jou is dit die sluier van werke. As ek net genoeg doen vir die Here, dan kan ek in sy teenwoordigheid inkom. As ek genoeg Bybel lees, as ek genoeg bid, as ek genoeg kerk toe kom, dan sal ek goed genoeg wees om voor God te staan. Dalk is dit finansies. As ek genoeg geld weggee, dan sal die Here trots wees op my en hy sal my seën. Dalk vir jou is dit om van soveel slegte gewoontes ontslae te raak as wat jy kan.
En dan uiteindelik sal ek goed genoeg wees om in die teenwoordigheid van die heilige God te staan en die evangelie kom en hy kyk na jou wat so dink en hy sê vir jou, ek is lief vir jou, maar jy is verkeerd. Jy misverstaan die evangelie van Jesus as jy dink, ek het enigiets te doen met die prys wat betaal is, dat ek in sy teenwoordigheid kan inkom. Ek gaan nou 'n bietjie meer hieroor sê, maar ek wil jou uitdaag om te dink, wat is die sluiers wat in my lewe is? Wat is die dinge wat tussen my en die Here hang, wat intimiteit afbreek? Wat intimiteit met die Vader afbreek? Dis die eerste enetjie. Die tweede enetjie is, hy praat hier van 'n konsep wat ons al baie van gepraat het, en dis die konsep van beholding. Ons het die woord beholding laas jaar baie gebruik. Ons het gesê, ons gaan kyk na God. Ons gaan nie net kyk na hom, we're going to behold the King in his glory. Nou, dis soos 'n lingering drukkie. Het jy al so een beleef? Wat 'n verskil as ek by die huis kom en ek sê gou vir my vrou, hey, en ek kom by die huis en ek hou my vrou vas. Verskil, né? Groot verskil in wat in daai oomblik gebeur. Die ander voorbeeld is as ons in 'n stresvolle situasie sit en my vrou raak aan my skouer. Daar's 'n verskil tussen dit en sy wat my hand vat en hom vasdruk. Dit kommunikeer iets. Ek's by jou, ek's saam met jou. Wat Paulus ons innooi hier is nie net om na God te kyk soos 'n TikTok nie. Te kyk soos 'n short of 'n reel of whatever jy wil doen. Dis nie soos, "Jo, dis nice." Dis nie hoe God werk nie. Dis nie wie hy is nie. Hy verdien soveel aandag van ons. Hy verdien dat ons, ek hou van die woord linger. Ek het altyd vir my worship span gesê, let's just linger longer. Kan ons net bietjie stil staan? Kan ons net wees in die oomblik? Een van my gunsteling quotes sê, "We are human beings, not human doings. So just be a little." Wees net 'n bietjie. Blaise Pascal het gesê, al die mensdom se probleme kom van een ding af, en dis die feit dat ons nie alleen in 'n kamer kan sit op ons eie nie. Stem jy saam? As Paulus hier praat van dat ons aanskou die heerlikheid, die sluier is weggeneem, ons staar nou na die Heilige Gees. Dit is groter as net ek kyk vinnig en ek sien iets nice raak. Dis 'n intrek, ek word ingetrek in wie hy is. Dis soos wanneer jy 'n series binge. Wie het al die kantoor gekyk? Het gaan gesien. Chart sit. Net julle of if you know you know. It's okay. Ek en my vrou het 7 episodes in een go gekyk. Min of meer hoe dit gegaan het. Maar dit is my so goed. Ons is so ingetrek in hierdie reeks en ons het dit behold. Dit word so deel van hoe ons nou in hierdie oomblik operate, as al my aandag gaan in hierdie ding. Ek onthou so goed op skool het ek 'n ander series ontdek, House MD. Enige iemand dit al gekyk? Great series, gaan kyk, dit's baie goed. As jy van mediese dramas hou, baie goed. En ek onthou dat ek op skool so baie House gekyk het, dat ek het letterlik begin klavier speel as gevolg van die feit dat hy klavier speel. Ek was so, dis cool. Iets wat gebeur het, ek so ingetrek in daai reeks in, dat die reeks begin impakteer het hoe ek leef. Dit wat ek sien is wat ek begin word het. Dit kom met 'n ander konsep van waar jy geplant is, gaan 'n groot impak hê op hoe jy operate in hierdie wêreld. Die mense wat jou omring het 'n groter invloed op wie jy gaan word, as wat jy besluit jy gaan word. Ek sê altyd, wys my jou vriende en wys ek jou toekoms, né? Welbekende spreekwoord. Wys my jou vriende en ek wys jou toekoms, en dit is so waar. Ek kan net praat van ons op kantoor. Ek dink ons praat so half dieselfde. Ons gebruik dieselfde grappies, ons dieselfde sin vir humor. Ons begin soos mekaar word want ons spandeer soveel tyd saam. Selfs met 'n huwelik, is jy en jou maat, jy en jou vrou of jy en jou man gaan oor 40 jaar se huwelik so baie soos mekaar wees. Alhoewel julle 2 aparte mense is, julle gaan weet wat die ander een dink sonder dit sê. Ons het dit klaar. Na 9 jaar se huwelik het ons klaar daai effek, want ek na Elisa kan kyk en ek weet presies wat sy dink. En as ons by die huis kom en sê, het jy hierdie gedink? Ja, ek het dit gedink. Dis 'n beautiful ding. Hoekom? Want ons spandeer tyd saam. Daar's intimiteit tussen ons twee. Ek behold haar, ek ken haar, ek spandeer diep tyd met haar. En daarom begin sy impakteer hoe ek leef. Prys die Here vir my vrou. Dis die beholding gedagte. Ons kyk met 'n diepe fokus na Christus en hy begin impakteer hoe ons leef in hierdie wêreld. Derdens praat hy van hoe ons van een vlak van heerlikheid na 'n ander een beweeg. Die Engels sê dit my so mooi. Die ESV sê we are taken from one degree of glory to another.
Die Afrikaans praat hy daarvan, dis 'n progressie, dit is ons word gevorm, ons word al meer verander om in die beeld van Christus gelyk te word. En wat ek wil doen in hierdie gedeelte is net om 'n stuk gewig van jou skouers af te haal. Ek grap altyd, toe ek in graad 9 gered is, ek het in graad 9, ek sê altyd ek's gered, maar dit was so half tussen graad 9 en graad 11. Nie seker wat in die middel gebeur het nie, ek weet dit in graad 9 het ek nie 'n verhouding met Jesus gehad nie, in graad 11 het ek. Nie seker wat in die middel gebeur het nie, ek het in graad 9 'n oomblik gehad, wat ek die God van die heelal beleef het, op 'n baie unieke manier. En toe begin ek vir hom soek, daai middag het ek 'n Bybel gaan koop, so 'n blou NIV Bybeltjie wat ek nog steeds het. En toe word ek die volgende oggend wakker, nou het ek die Here beleef, ek my hart vir hom gegee, en toe ek wakker word, en kyk so op, toe is my kamer helder, want daar's so 'n goue ring wat hier bo my kop straal. En ek het verskriklik ongemaklik wakker geword, en die vlerke het baie plek gevat in die bed. Dit het nie gebeur nie. Ek het nie 'n engel geword die oomblik toe ek my hart vir die Here gee nie. Inteendeel, al die gewoontes wat ek gehad het op dag 1 voordat ek Christus ontmoet het, op dag 3 nadat ek hom ontmoet het, was daai gewoontes nog steeds daar, die begeertes was nog steeds daar, maar daar was 'n ander dryfkrag in my. Daar was 'n ander begeerte in my gewees om die een wat my geskep het te eer. So in graad 9 begin ek hierdie proses waar ek hierdie dinge bring na hom toe. Here, hier is my verslawing. Here, hier is my taalgebruik, hier is my denke, hier is my emosies, en soos wat ek hierdie goeders begin bring het vir hom in 'n progressiewe manier, kom spreek hy dit aan. Stap vir stap, dag vir dag. Die Here verwag nie perfeksie nie, hy verwag vordering. Ons word al meer verander om soos die beeld van Christus gelyk te word. Ons word al meer. Dis twee tipe heiligheid. Ons het so ruk terug, ek dink dit was laas jaar in 'n reeks wat hieroor gepraat. Daar's 'n progressiewe heiligmaking en daar's 'n definitiewe oomblik van heiligmaking. As ek na Christus toe kom en ek gee my hart vir hom, dis soos hy vat my, ek is 'n eikeboom, right? Of kom ons sê ek's 'n varing. Ek is hierdie een tipe plant en redding is, hy kom haal my uit die pot uit as 'n varing en hy plant my in 'n ander pot en hy sê, nou is jy 'n eikeboom. Hy verander my, dis 'n wonderwerk, dis in 'n oomblik, dis 'n DNA verskil wat in my hart gebeur. Dit is die heiligmaking van God, maar dan kom 'n tweede tipe heiligmaking wat hy sê, okay, groei nou. Jy is 'n eikeboom, maar word nou 'n groot eikeboom. Word soos die eikeboom, Christus. Dis wat hy hiervan praat. So, wat ek net vir jou beleef vanoggend, is ek wil 'n stuk gewig van jou skouers kom afhaal. Ek dink die kerk het die instansie geword wat vir mense sê, wees beter. Ek het in die eerste diens gevra of ek al die storie vertel het van Babette Ludik. Het ek dit al hier vertel? Enigiemand? Okay. Babette Ludik was in my skool, haar broer Kilian Ludik het langs my gesit in Engels, ons het saam hokkie eerste span gespeel, sy suster was in die eerste span dogters gewees, en ons het mekaar se matches gaan kyk, ondersteuning. So ons seunspan sit eendag op die paviljoen, die dogterspan speel op die veld, en jy weet hoe gaan dit, ons is almal soos, defense, go, julle kan dit doen, yay! Dis baie lekker, ons cheer hulle aan, alles positief. Ons is so besig om te cheer, en Kilian sit langs my, en hy skree, Babette! Wees beter! Wees beter, Babette! En almal kyk so af vir hom. En hoeveel keer het die kerk dit begin doen, hè? Jy kom op 'n Sondag, jy kom sit hier, ons sing 'n bietjie, ons preek 'n bietjie, ons gee 'n tikkie. En dan sê die pastoor hier voor vir jou, okay, gaan wees beter. Al jou probleme, stop dit. Al jou verslawings, hou op. Gaan wees nou beter. En ek dink nie dis die boodskap wat Jesus sou preek nie. Ek dink nie hy het rondbeweeg in Galilea en mense uitgesoek en gesê, "Hey chom, wat sê die issues? Sort dit uit asseblief. Trek jou sokkies op, wees beter." Saggeus, waarmee is jy besig? Nee, sort jouself uit, dan sal ek na jou huis toe kom. Matteus, gee eers die geld terug, dan sal ek in jou huis kom wees. Dan kan jy my disipel word. Dis nie wat hy doen nie. Hy sien Saggeus, 'n korrupte man. En hy sê vir hom, "By jou moet ek vanaand kom kuier." En die teenwoordigheid van Jesus in die huis van Saggeus maak dat daar 'n transformasie plaasvind, wat aan die einde van die aand sê Saggeus, ek sal die geld teruggee, en dan sê Jesus, vandag het redding in hierdie huis plaasgevind. Ek dink nie Jesus het om die tafel gesit en 'n audit gedoen van sy finansies nie. Ek dink nie hy het die boeke gaan check om te kyk of hulle iets gekook het nie. Nee, Christus het in die spasie inbeweeg in liefde en dit het 'n transformasie veroorsaak. So as jy ooit gevoel het dat die kerk vir jou sê, wees beter, dan kan jy behoort. Wil ek vir jou sê, dit is nie wat jy hier gaan kry nie.
Ons glo dat jy eers kom, jy behoort eers. En dan deur die genade en die liefde van Jesus Christus begin hy 'n transformasiepad met jou stap, wat jy beter word. Nou is dit 'n goeie plan om te probeer beter wees? Absoluut. Maar kan ons die dryfkrag regkry? Kan ons die regte petrol kry? Kan ons dit doen? Ek gaan so lank die band opneem, ons gaan 'n praktiese ding doen, ons gaan nagmaal ook vanoggend gebruik, en ek's baie opgewonde vir dit. Ons doen al twee sakramente vanoggend, wat ek dink fantasties is. Ek sal nou daaroor praat. Paulus praat hier dat ons groei in die beeld van Christus in. En ek dink dis krities, want ons het hierdie misverstand ook in die kerk, dat ons sê, jy kom en jy word 'n Christen en jy word 'n beter weergawe van jouself. En dis nie wat dit sê nie, is dit? Dit sê nie, ons word beter nie. Dit sê, ons word gelyk aan die beeld van Christus. Hy is die model, maar hy is nie net die model vir ons nie, hy is die model van ons. Christus kom aarde toe en hy wys vir ons wat vir ons moontlik is om te doen. Ek glo dat daar 'n God is wat droom oor jou, wat glo dat jy dieselfde kapasiteit in jou het om mense lief te hê as wat die Seun van God gehad het. En hy wil in jou kom werk om dieselfde vlak van liefde te wys vir die om jou. Hoekom sou Christus in die bokkamer vir die disippels sê, hê mekaar lief soos ek julle lief gehad het. Dit is hoe die wêreld sal weet, julle is my disippels. Imagine hy daar gesit en hy het vir hulle gesê, ouens, as julle die mees morele mense op aarde is, dan sal mense weet. Dis wat hy gesê het nie. Hy het gesê, wees lief vir mekaar. Wees lief vir mekaar. Ons nog 'n misverstand oor daai skrif ook, want mense sal vra, wat verwag God van ons? En dan sal mense sê, hê jou naaste lief soos jouself, en hê God lief met jou hele hart, siel en verstand, en hê jou naaste lief soos jouself, né? Dis 'n goeie antwoord, maar ons vergeet dat Jesus het daai antwoord gegee in respons tot 'n vraag wat aan hom gevra word deur 'n wetsgeleerde. Hy vra van, wat is die belangrikste wet, of belangrikste reël in die wet van Moses? En Jesus sê daai, maar dan later dan kom hy en hy sê vir die disippels in Johannes 17, sê hy vir hulle, 'n nuwe gebod gee ek vir julle. Hê mekaar lief, nie soos jou naaste nie, maar hê mekaar lief soos wat ek julle lief het. Hy kom reis die bar, want die volgende dag sal hy kom wys wat ware liefde is vir die mensdom. Hy sal dit kom doen. Dit is die doel. Die doel is nie 'n beter weergawe van jouself nie. Die doel is Christus wat gemanifesteer word in my lewe tot op so 'n vlak dat ek lief is vir mense uit die oorvloed van wat hy vir my gegee het. Hy is vir my lief, daarom kan ek lief wees vir jou. Dis waantoe ons gaan met hierdie. En dan sit Jesus om die tafel en hy doen iets beautiful. Hy kom gee 'n nuwe verbond. Nou as ek die woord verbond sê, ek weet dit is 'n vreemde woord wat ons nooit gebruik nie. So ek wil jou baie vinnig 'n opsomming gee van ou verbond en nuwe verbond. En ek gaan dit probeer doen soos ChatGPT. Jy weet as jy vir ChatGPT sê, nee, ek verstaan nie, ek's dommer as dit. Gee dit vir my soos wat jy vir 'n 3-jarige sou gee. Die stupid antwoord. Kom ons bring dit af tot die basiese. Daar's 'n ou in Zimbabwe, Warren King. Ons het uitreikwerk daar gaan doen op 'n stadium en hy is so regte rowwe diamant. Sendeling na in Zimbabwe, beautiful ou. Maar ek vra hom eendag, ons doen 'n kerkdiens daar en ek vra hom, hoe gaan die diens gaan? En hy sê net soos kies. En ek sê, wat? Hy sê, keep it simple, stupid. Keep it simple, stupid. Don't overthink this. So kom ons kom dit gou by die basiese uit van wat dit is. Die ou verbond is God wat na die mensdom kyk. Hy kyk na sy mense en hy sê, julle kry dit nie reg nie. Ek sien julle kry dit nie reg nie. So ek sal 'n plan maak, ek sal 'n ritueel kom skep, ek sal 'n manier kom gee, sodat julle julle sonde van julleself kan afvat en op iets anders sit en daai ding kan dan doodgaan in jou plek. Dit is hoe julle skoon sal word, deur hierdie rituele, en boonop dit, hier is vir julle 613 wette wat julle moet nakom, en as julle hierdie goeders nakom, dan sal julle in my teenwoordigheid kan leef. Dis 'n as-dan teologie. As jy, dan sal ek. En dan kom Jesus in Lukas 22. Jy is welkom so toe te blaai saam met my. Matteus, Markus, Lukas, Lukas 22. Ons is in vers 14. Dan sê Jesus, toe die tyd was, het Jesus aan die tafel gegaan en die apostels saam met hom. Hy sê te vir hulle, ek het baie daarna uitgesien om hierdie paasmaaltyd saam met julle te eet voordat ek ly. Ek sê vir julle, ek sal nie weer van dit eet voordat die koninkryk van God sy volle betekenis gekry het nie. Daarna neem hy 'n beker
Hy spreek 'n dankgebed uit en hy sê, neem dit en gee dit vir mekaar aan. Ek sê vir julle, ek sal vanaf nie weer wyn drink voordat die koninkryk van God gekom het nie. Toe neem hy die brood. Toe neem hy die brood, spreek die dankgebed uit, breek dit en gee dit vir hulle. Met die woorde, dit is my liggaam, wat vir julle gegee word. Gebruik dit tot my gedagtenis. Met die beker na die maaltyd, het hy net so gemaak, en hoor wat sê hy nou? Hy sê, hierdie beker is die nuwe verbond beseël deur my bloed, wat vir julle gegiet word. Wat sê Jesus hier? Hy sê, ouens, ou verbond, julle kry nie hierdie reg nie. Hier's 'n paar reëls en rituele wat julle kan uitoefen om dit reg te kry. Nuwe verbond. God sien dat sy mense dit nie reg kry nie. Hy stuur sy seun en sy seun sê, ek sal dit doen. Ek sal dit reg kry en ek sal jou toegang gee tot die vryheid wat ek sal bepaal vir jou. Ek sal jou sonde van jou af wegvat. Ek sal dit op my liggaam plaas. Hulle sal my liggaam breek, hulle sal my sny, ek sal bloei en ek sal doodgaan met jou sonde op my liggaam. My liggaam sal hulle lê in 'n graf. En dan kom ons met die tweede sakrament van die doop. Want daai graf kon hom nie hou nie, net soos wat hy begrawe is, word jy saam met hom begrawe, en net soos wat hy opgestaan het uit die dood tot 'n nuwe lewe, staan jy op saam met hom, en jou sonde is dood in sy liggaam. Dis vir die nagmaal is, dis wat ons doen. Kom ek sê vir jou so, hierdie nagmaal, hierdie bloed en hierdie liggaam van Christus, dis 'n simbool as jy gewonder het. Dis die definisie van 'n sakrament is dis 'n fisiese simbool van 'n geestelike realiteit, as jy gewonder het. Hierdie simbool kan jy ook sien as 'n kwitansie. Dis die kwitansie, dis die bewys van jou vryheid. Nie net dit nie, maar dis die bewys van jou toegang tot God. Dis die bewys dat jy nie meer sonde op jou het nie en dat jy goed genoeg is om in die teenwoordigheid van 'n heilige God te staan. So ek wil jou uitdaag. Ons het 'n duur prys vir jou betaal. Ons het 'n baie duur prys vir jou betaal. En ons ontvang hierdie net deur geloof, en as jy dit ontvang, dan het jy toegang tot 'n Heilige Gees wat in jou woon en in jou werk. God se adres het verander. Weet jy dit? Hy woon nie meer in tempels en in rookwolke en brandende bosse nie. Hy woon in die harte van sy mense, en in die Nuwe Testament sien ons in Handelinge 2 hoe hy die bewys kom gee dat sy woonplek nou in sy mense is. Toe die kerk bymekaar kom, hulle bid saam, die Heilige Gees daag op. En as 'n teken om te sê, my woonplek is nou in die mense wat deel is van my nuwe verbond, kom verskyn daar vlamme bo hulle koppe, as 'n simbool van die teenwoordigheid van God, wat kom woon in die harte van sy mense. So ek gaan jou vra om saam met te staan. Ons gaan weer hierdie liedjie sing, Fontein. Dit is so beautiful, beautiful song. Fontein van liefde binne my. En wil jy met dit hoor, is binne jou. Die Heilige Gees is nie 'n eksterne realiteit nie, is nie emosie nie, is nie 'n buitekrag wat op jou uitgeoefen word nie. Fontein van liefde binne my, bron van hoop wat hier in my bly. Ek behoort aan U. U lewenswater vloei deur my, waar dit droog was het U my kom kry. Ek behoort aan U. U is my hoop, U woord my rots, U is standvastig, U is my God. En wat ek wil hê jy moet doen in hierdie oomblik is om die nagmaal te gebruik. Kry vir jou brood, kry vir jou sap. En soos wat jy drink, hê 'n gesprek met die Heilige Gees. Sê eerstens, dankie Vader dat U die prys betaal het, dat ek nou toegang het tot U. Dankie Vader dat ek kan praat met U sonder vrees. Dankie dat deur hierdie prys het U die sluier kom verwyder tussen ons. En dan kom vra die Heilige Gees. Die Heilige Gees kom woon in my en kom vorm my om te wees soos U seun. Kan ons dit doen? Kan ek vir jou bid? Here Jesus, ek bid U seën oor elke persoon, Here. Ek bid dit in hierdie oomblik. Die genade van die Here Jesus Christus in ons harte sal kom manifesteer, Here. Dat die liefde van die Vader aan ons bekend gemaak sal word. En Here, dat ons in hierdie oomblik gemeenskap sal hê met U Heilige Gees. Dit is ons gebed. In Jesus naam, amen. Jy is welkom uit te beweeg, kry vir jou nagmaal en hê 'n gesprek met Christus.
het U my kom kry. Ek behoort aan U. Fontein van liefde binne my, bron van hoop wat hier in my bly. Ek behoort aan U. Lewenswater vloei deur my, waar het droog was, het U my kom kry. Ek behoort aan U. Wys my wat U droom, leer my om U hart te ken. Ek wil sien soos U. Neem my aan U hand en lei my in geregtigheid. Ek wil leef soos U. Wys my wat U droom, wys my wat U droom, leer my om U hart te ken. Ek wil sien soos U. Neem my aan U hand en lei my in geregtigheid. En ek wil leef soos U. Fontein van liefde binne my, bron van hoop wat hier in my bly. Ek behoort aan U. Lewenswater vloei deur my, waar het droog was, het U my kom kry. Ek behoort aan U. Fontein van liefde binne my, bron van hoop wat hier in my bly. Ek behoort aan U. Lewenswater vloei deur my, waar het droog was, het U my kom kry. Ek behoort aan U. Hier is my Lord, hier word my Lord. U is standvastig, U is my God. U is my Lord, U word my rots. U is standvastig, U is my God. U is my Lord, U word my rots. U is standvastig, U is my God. My gebed is dat jy daagliks sal gemeenskap met die Heilige Gees beleef. Dat jy 'n diepe koneksie in jou hart en in jou siel kan beleef met die een wat jou geskep het. En dat hy die dryfkrag word waaruit jy verbeter in hierdie lewe. My gebed is dat Christus homself sal kom manifesteer in jou en dat die wêreld sal weet jy is sy disipel omdat jy lief het uit die bron van liefde binne jou. Dit is my gebed vir elkeen van julle en ek hoop jy gaan in hierdie week in geseënd en ek hoop jy gaan in hierdie week in geïnspireerd en dalk met 'n nuwe verwysing van waaruit ons leef. In Jesus naam. Amen. Ek wil vra om sommer so te bly staan. Ons het 'n klomp mense wat ons doop vanoggend. So ek gaan vra dat die deure oopgemaak word en dat ons almal sommer uitbeweeg en om die doopbad vergader waar ons 'n paar mense gaan doop en dan praat ek nou weer met julle daar buite. Baie dankie.
Ek moet sê dis 'n pop. So ons besef dit reën, maar gelukkig is die doel van hierdie om mense nat te maak, nee. So dis fantasties. As jy skuilte soek asseblief, die klank is binne ook anders, jy moet inbeweeg of al agter, moenie in die reën staan as jy nie wil nie. Vir as jy kids het asseblief, is nie 'n verpligting nie. Ek wil gou net baie vinnig verduidelik wat ons nou gaan doen. Wat hierdie is, soos ek gesê het, dis 'n sakrament. Dis 'n fisiese simbool van 'n geestelike realiteit. Ek wil so ver gaan as om te sê dat niks gaan met hierdie mense nou gebeur nie. Dit het klaar gebeur. Christus het klaar in hulle harte kom beweeg. Hy het klaar hulle kom red. Hy het klaar hulle geskuif van dood na lewe. Wat hulle nou doen is om presies te doen wat ons nou gesing het. Ek behoort aan U God. En hier is 'n publieke verklaring van die feit dat ek saam met U dood gegaan het. En soos wat U opgestaan het uit die dood uit, gaan ek nou opstaan uit die dood uit tot 'n nuwe lewe. So ek wil jou vra, as jy gedoop wil word en jy staan dalk hier en die Here praat met jou, en asseblief, moenie laat ek jou manipuleer nie. Ek wil dit net sê. Moenie gedoop word omdat Kobus sê moet gedoop word nie. Ek sê hierdie vir doopkandidate. Tensy Jesus Christus op jou hart plaas om gedoop te word, moet dit doen nie. OK. Maar as die Here dit op jou hart plaas, Corneille is hier. Erns, daar's Corneille, ons François, jy kan ek nog. Hier's mense. Steek jou hand op as jy gemaklik is om 'n gesprek te hê met iemand oor die doop. Vinnig, daar's hy. Check gou, spot iemand. Fantasties. Gaan praat met hulle gaan gou met jou praat oor wat dit beteken en dan doop ons jou nou. Ons het handdoeke, ons het klere. Dis alles wat jy nodig het. Alraight. So ek gaan oorgee. Julle kan saam met my kom stap hierdie kant toe. François gaan julle doop. Welkom. Ons is baie excited. Almal wat gedoop word, kom staan maar net nader aan hierdie kant asseblief. Dankie. Chantal, vat sommer swaai dan met jou neus die ander een, dan sal ek jou hierdie kant toe. Chantal, op grond van jou geloof in Jesus Christus as jou koning en jou redder en jou keuse om hom die koning van jou lewe te maak en om 'n verhouding met hom te hê, doop ek jou in die naam van die Vader, die Seun en die Heilige Gees. Come on. Kan ek vra vir 'n paar dames as jy gemaklik is om so klein bietjie nat te word net om saam met haar te kom bid. Hier is ons Nikkie gaan vir jou help hier. Father, we just want to praise you for Chantal, praise you for your glory that is just shining over her. Lord, we are celebrating with you and we are just in absolute awe of your love. Father, thank you so much. And I pray that you will just guide her journey, be the light towards her feet, and just shower her in your love. Amen. Awesome, wie's volgende? Rion, op grond van jou geloof in Jesus Christus as jou koning en jou redder en jou keuse om hom te volg vir die res van jou lewe, doop ek jou in die naam van die Vader, die Seun en die Heilige Gees. Leroux, kan ek jou vra om sommer vir hom bid? Ons het 'n paar mense, so ek gaan so lank dat hulle vir hom bid en dan gaan ons so lank aangaan. Wie's volgende? Jordi, op grond van jou geloof in Jesus Christus as jou koning en jou redder, doop ek jou in die naam van die Vader, die Seun en die Heilige Gees.
vat sommer hierso en dan met jou ander hand by jou neus. Maries, op grond van jou keuse om Jesus jou koning te maak en om saam met hom te stap en jou keuse om te sê, U is my redder, U is my koning. Doop ek jou in die naam van die Vader, die Seun en die Heilige Gees. Bernadine, op grond van jou geloof in Jesus as jou koning en jou redder en jou keuse om saam met hom te stap, doop ek jou in die naam van die Vader, die Seun en die Heilige Gees. Hoe amazing is dat, hè? Soveel mense, incredible. Johan, op grond van jou geloof in Jesus Christus as jou koning en jou redder, doop ek jou in die naam van die Vader, die Seun en die Heilige Gees. So nog iemand? Nog enigiemand? Going once, going twice, gone. Fantasties. Kan ek vir ons net so half 'n gebed doen om af te sluit en dan gaan ons lekker saam kuier. Here, ons prys U. Ons prys U vir hierdie lewens. Ons prys U vir mense wat hulle identiteit in U plaas en wat sê hulle behoort aan U, Vader. En ek wil net dankie sê vir hierdie gemeente wat hulle gaan support, Here, en wat hierdie nuwe journey in hulle lewe gaan aanskou en hulle sterk maak, Here. Dankie vir hulle lewens. Ons prys U in Jesus naam. Almal sê Amen, amen. Lekker kuier julle.